Here, vanmôre wil ons net kom sê, dankie, dankie, dankie. Dankie dat ons hier is, dankie dat U ons gespaar het. Dankie dat U ons seën, dankie Here, dat U so intens betrokke is by ons lewens. Dankie dat U ons nooit, ooit, as wese gelaat het nie. Dankie vir die Heilige Gees. En ek pleit vanmôre, Heilige Gees, kry U plek terug in ons lewens. En ek eer en dankie daarvoor, Vader, in Jesus se naam. Amen. Amen. Glory. Ons kan net van sy goedheid sing. Nou ja, vanmôre is my tema, hoe lyk jou atmosfeer? En die atmosfeer waarin jy beweeg, bepaal waar God beweeg en waar die Gees van God beweeg. Net vinnig 'n paar dinge noem. Dit was die Diwali feeste die week. Die tragiese werklikheid. Donald Trump was daar, hy het 'n kersie gaan aansteek saam met hulle. Hy het gaan buig voor 'n ander God. Ons moet ons nie laat mislei nie, want die misleiding word al hoe groter, ouens. Donald Trump is redelik in die nuus, die goed wat hy wil doen met Judea en Samaria, wat hy nie wil inskryf by of toelaat in Israel nie, kan hulle nie skei nie, is God se werk. En dan paar interessante dinge wat nou gebeur. Hier's 'n groot siekte wat in Suid-Afrika uitsteek. Dobbel is besig om ons mensdom oor te vat. Dobbelverslawing is een van die grootste goed wat ons ouens wegtrek van die Here. Alles het net daai lottootjie, jy weet, dit is net daai, ek weet nie wat kos 'n kaartjie nie, maar moenie daar gaan nie. God sê as jy deur die geluksgordyn wil lewe, gee deur die swart sterf. Alright, en dan is daar AI wat nou 'n gewellige veld begin wen. Ouens, ons moet weet wat is besig, hierdie G20 wat nou in Suid-Afrika is, glo my, gaan net oor die AI. Glo my. Die CRL van die kerke, wat hulle nou die kerke het, al hierdie oproere, al hierdie marches wat hulle nou in die Kaap ook gaan doen, wil jy moet baie fyn luister vanmôre. Hulle gaan die kerke totaal begin beheer en monitor. Daar's klaar die verwagting dat elke prediker moet sy akkreditasie voorlê aan die regering. Elke sonndagskoolonderwyser moet hulle akkreditasie voorlê. Elke kerkraadslid moet hulle akkreditasie voorlê en hulle gaan besluit. Nie God nie, hulle gaan besluit of jy in daai pos mag wees of nie mag wees nie. So, Suid-Afrika, ons is nog redelik ver aan die agterspeen, ons is nog redelik veilig. Maar AI is op ons. Onthou, dit is klaar in jou banke, dit is klaar in jou selfone, dit gaan nou net oor, hulle gaan jou begin beheer. Europa, Engeland is nou baie sterk in die spervuur. Ouens kry die grootste verrassings nou. Klim op die vliegtuig, hulle wil van Engeland, Skotland toe vlieg vir 'n troue, en dan kom hulle by die lughawe, dan sê hulle, daar's 'n EEU. Jy voldoen nie aan die standaard nie, jy kan nie vlieg nie. En net daar, se muur, stop hulle alles. Daar's 'n opstand in die hele Europa, in Engeland, en AI is besig om so subtiel in te kom, en onthou, hy moet die plek vat van God. Maar as jy nie die merk het nie, gaan jy nie koop en verkoop nie. Kyk, dit is 'n boodskap vir 'n ander dag, maar dit gaan mos nie gou gebeur nie. Ons wag vir alles in ons lewens. Dit is soos met die lockdown. Het die lockdown ons onkant gevang, die lockdown het vir ons die geleentheid gegee om God se aangesig te soek. Julle kan onthou het ek daai jare gesê,
God het alles gebruik, dat ons by God kan uitkom. En ons het dit nie gebruik nie. Ons het nie nader aan hom gekom nie, inteendeel, ons het verder van God af beweeg. En daarom, hierdie boodskap vir my vanmôre is tweeledig. Ons leef in die uur van afvalligheid. Die uur waarin ons leef is presies soos in die dae van Noag, presies soos in die dae van Sodom en Gomorra. Presies, daar's geen verskil nie. Die woord sê, soos dit was, so gaan dit wees. Alles wat was, gaan weer gebeur. En dis 'n herhaling by elke 2000 jaar wil dit vir my lyk, as ons hardloop op die kalender van God. En ek wil hê vanmôre, jy moet bietjie die boeke gaan lees van Konings en van Kronieke. Maak bietjie tyd in jou stilte tyd, vat bietjie jou Bybel, gaan lees bietjie van die konings, hoe die konings aan bewind gekom het, hoe hy goddeloos was, hoe hy afvalligheid ingebring het, hoe hy afbeelde en afgode ingebring het, en dan kom daar 'n nuwe koning, dan staan hy op, en hy gooi die afgode af, en hy breek dit, dan kom daar 'n nuwe koning, en hy bring die afgode in, dan kom daar 'n nuwe koning, ouens, dis 'n herhaling, en ons is nou in die uur van afvalligheid, wat die woord van die Here vir ons baie duidelik sê. Die afval begin in my huis. Die afgode in jou lewe maak jou vanmôre en vir my totaal afvallig. Die eerstens aanbid ons alles behalwe God. Ek het 'n paar baie sterk stellings vanmôre. Ons aanbid alles behalwe God. Want alles wat vir jou belangriker as God is 'n afgod. Die tweede ding wat ons in ons wêreld nou beleef, is, ons is 'n wêreld wat onsself van God se teenwoordigheid leeg gemaak het. Daai gees van die lewende God is nie meer vol in nie. Strome van lewende water is veronderstel om uit jou binneste te vloei. Maar wat vloei? Jy sien, ons het onsself leeg gemaak van God se gees en ons vol gemaak van die wêreld se gees. 'n Derde ding van ons tyd. Alles het vir ons belangriker en meer prioriteite gekry as God. Ons leef in 'n korrupte samelewing. Ons sien dit in ons eie land, ons sien dit oor die wêreld, ons sien hoe al hierdie goed uitkom, biljoene, triljoene, geld. En Jesus se laaste waarskuwing, jy kan nie God en mammon dien nie. Weet julle wat's een van ons grootste afgode vandag? Geld. Ons doen alles vir geld. Ons sit al ons effort in vir geld. Ons sit al ons tyd in vir geld. Ja, maar ek moet lewe. Jy moet weet, jy het 'n balans. Want as jy balans het in jou lewe, is die gees van God in beheer, ook van jou finansies. Ons leef in 'n tyd van waar daar baie gelowe is. En omdat daar baie gelowe is daar baie gode. Daar Donald Trump dit bewys. Hy het gaan kersie opsteek. Ek wens julle kon dit sien, hoe staan hy so om die kersie aan te steek by die beeld. Die Oosterse ouens het hierdie week, die Asiate het hierdie week weer 'n oefening. Weet julle, net so by the way, ek wil net vir julle sê, weet julle wie is die voorlopers van AI? Die Oosterse lande in India, van jou grootstes. Hulle is so in beheer. Hulle is so in beheer. Ons leef in 'n tyd waar die menslike natuur soos God dit geskaap het, totaal verwerp is. Totaal. Dit gaan nou oor menseregte, dit gaan oor die kerk van Laodicea, dit gaan oor Vrydag was daar weer 'n optog. Dis Oktober, hulle spog. Dis die beste maand, dis die mooiste maand vir die LGBTQ. En hulle het gaan wandel daar in die strate van Kaapstad, van Pretoria, en die manne het die mooiste lang wimpertjies geverf. Dit lyk te cute, en die lang naels. En die hoë hakskoene. Ouens, weet julle wat, nee, jy spot met God se beeld.
Jy's besig om God niks te maak nie. Jy's besig om God na jou vlakke af te trek en jy's besig om daai beeld waarna ek en jy veronderstel is om geskape te word. Is ons totaal besig om 'n bespotting van God te maak. Ons leef in tye van minagting van lewe. Ons sien hoe hulle mekaar doodmaak, ons sien hoe hulle mekaar skiet, ons kyk dit oor die hele wêreld. Ons kyk na die vredesverbond wat gemaak is, ons kyk hoe Hamas die ding weer breek, ons kyk hoe Trump nou keer vir sy wickets, ons kyk hoe mense doodgemaak word, ons kyk hoe babas in hulle miljoene geoffer word, ons kyk hoe hulle geoffer word, sodat mense mooi kan lyk. Jou make-up, jou lipstick, jou goed, gaan kyk bietjie wat gebruik jy. Gaan kyk bietjie wat's in daai goed. Bly liewer natuurlik. Ons leef in tye waar God in sy gebod verwerp word. Handelinge 7 vers 42 en 43. Maar God het hom aangewend en hulle oorgegee om die leer, luister baie mooi wat sê hy, om die leer van die hemel te dien. Soos geskrywe is in die boek van die profete, julle het tog nie aan my slagoffers en offers gebring gedurende 40 jaar in die woestyn, die huis van Israel. Ja, hoor wat sê hy, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle God Remphan, die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid, en ek sal julle aan die kant Babylon wegvoer. Ons is weer daar, gaan kyk bietjie wat gebeur, daar in Kronieke 19, gaan kyk hoe 'n jong koning in bewind kom, Josafat. Hoe kom hy in bewind? En hy sê hy het al sy pa se afgoderry, het hy in die spruite van die Kidron gaan gooi. Hy het gesê hierdie goed is boos, en kyk bietjie wat sê God hier. Hy sê ek gee julle oor weer aan die hemelse leer. Wat was kom weer? Return of the Gods, Jonathan Kahn, dink bietjie daaraan. Wie het hierdie woorde geskryf? Stefanus. Hy staan voor die raad, hulle het hom aangekla. Ek en jy gaan binnekort voor die raad staan. Hierdie regerings gaan ons binnekort begin vervolg. Hierdie man staan voor die raad en hy sê vir hulle, julle het die pad van Moloch begin loop. God het julle oorgegee. God gaan julle wegvoer. Wat is die verskil van hierdie Stefanus? Vol van die Heilige Gees. Die kerk is dood. As ons nie vol van die Gees is nie, gaan God ons oorgee. Ouens, as julle die boek van Henoch net wil lees, of kan lees, of moeite doen om dit te lees. Ek lees niks wat nie in die Bybel staan nie. Vir jou nie, hy was in die Bybel. Die Katolieke het hom in die Bybel uitgehaal. Die boeke van Jubilee, die boeke van die profete, die geskrifte, alles is uitgehaal. Gaan doen net bietjie jou navorsing. As jy Henoch se boek lees, gaan jy agterkom hoe ver is ek en jy van God af. Glo my. As gevalle engele wat by God gegaan het, skielik het by Raphael gekom, die hoofengel, en het vir hom gesê, gaan pleit jy by God vir ons vergifnis. En hy sê, God sê, ek sê julle nooit vergewe nie. Vandag het jy die Heilige Gees wat by jou pleit, maar ons maak hom stil. Ons maak hom stil, ons wil hom nie hoor nie, want ons is in ons eie wêreld gekeer, ons doen wat ons behaag. Ons leef in tye waar goed sleg is en sleg goed. Die hele wêreld sê nou, dit wat goed is sleg, en wat sleg is goed. Ons kyk na die mense se optredes, ons kyk wat hulle doen, ons kyk na hulle woorde, ons kyk na hulle dade, en weet wat, ons as kerk wat veronderstel is om hulle terug te stoot, ons stem dit toe, ons stem dit saam, ons en sê, weet ja, almal doen dit, so is fyn, omdat almal dit doen, nee, God is 'n God in sy eie unieke klas. Die grootste probleem, ons vrees en ons aanbidding vir God het microwave geword. Kits, gou. Kom gou hier by mekaar, ons bid gou. Ons staan nie, ons dink aan al die ander goed. Dink aan die deal wat ek nog kan doen. Ons dink wat ek nou gaan doen. Ons dink aan die braai. Ons dink aan, maar jy dink God is jou sakker. Want
Hy sê, jy eer my met jou lippe, maar jou hart, ver. Jy sien, ons het tickets begin raak, en ons het te gemaklik en platvloers geraak met God. Hy moet vreeslik dankbaar wees as ek vanmôre daarom hier is. Want sonder my kan hy niks doen nie. Jy het so verwronge idee. Sonder hom kan ons niks doen nie. Sonder hom kan ons nie eens vanmôre asemhaal nie. Psalm 22 sê in vers 3. Julle het die tent van, my God, ek roep bedags, maar die antwoord nie en snags, ek kan nie swyg nie. Ek wil jou vanmôre vra as jy daar. Is jy op daai plek, jy op hierdie plek, ek roep bedags, en antwoord nie en snags, ek kan nie ophou nie. Is jy daar? Here, ek is benoud, ek is verlore, ek is bang, ek het vrees. My nie verkeerd aanhaal nie. Vrees vir, is ek reg vir God? Ek is bang, gaan ek saam? Ek het 'n vrees in my, is ek regtig gereed vir die wegraping? En hoe meer selfondersoek ek doen, hoe meer sê ek nee, is nie. En dan lees ek die woord, dan sê hy, net die oorblyfsel gaan gered word. As jy gaan lees in die boeke van Henog, gaan kyk 'n bietjie gerus wat sê hy. Daar's 'n plek waar die gelowiges, wanneer hulle doodgaan, is daar 'n plek, en dan is daar 2 groter plekke vir die ongelowiges. Wat sê dit vir jou? Die minderheid gaan gered word. Nie omdat ek so sê nie, die Bybel leer dit vir my. Doen 'n bietjie ondersoek en kyk bietjie na hierdie goeters. Alright? Lukas 15 vers 17. Gaan oor die verhaal van die jong man. Hy kom by sy pa en sê, ek soek my erfdeel. Pa sê vir hom, alright, gaan. En hy gaan lewe sy geld uit, hy gaan bos, hy gaan wild. En wat sit ons mee vandag? Dieselfde probleem. Kinders is uit die huis uit, kinders het gaan alles uitmors, ek veralgemeen nie. Kinders het, nou wat gebeur vandag? Die kinders is so afhanklik van die ouers, en die kinders wil net by die ouers, en die kinders moet net, en die ouers moet net, en die ouers moet net. Maar dank God, hierdie jongman sit in 'n varkhok. En hy sê, hoe vreet die varke? Pele. En hy wens hy kan dit eet. Met ander woorde, hy verbied om dit te eet. Selfs die varke het vir hom gesê, as jy ons pele vreet, byt ons jou. Die duiwel doen presies dieselfde. So, hy kom tot homself, dit is vir my baie belangrik. Hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie heerlinge van my Vader het oorvloed van brood en ek het vergaan van die honger. Die geheim wat jy moet hoor, hy het tot homself gekom. Hy het besef ek is verlore, hy het besef ek het aangejaag, ek het droog gemaak, ek het my pa se erfporsie gemors. Maar hy het tot homself gekom en gesê, ek gaan die regte ding doen, ek gaan vir God vra, vergewe my. Ek dink vir baie van ons vanmôre, ons moet gaan bekeer. Ons moet God gaan vra, vergewe ons. Hoekom sê ek dit? Watter gees beheer jou atmosfeer? Watter gees is in beheer? Hoe lyk jou atmosfeer vanmôre? Rammeres het dit baie mooi uitgelig. Hy sê, wat is die naam van jou atmosfeer? Daar is 'n klimaat, daar's klimate van angs, vrees, daar's klimate van bekommernis, van ongeloof, van angstigheid, van twyfel, van depressie, van selfdood, selfmoord. Ons is in daai maand. Dit raak al hoe erger. Watter atmosfeer skep jy in jou eie lewe? Ons Afrikaner het mos 'n snaakse manier. Ons het baie bygeloofies. Vrydag die 13de moet jy nie op die pad gaan nie. Ek het vir jare gehoor ouens het Vrydag die 13de verlof ingesit. Dis toe ek nog in die sekulêr was. Maar ons het ook voorbodes. Ons het ook bygelowe. Jy het daai perdeskoen na teen jou deur. Die Here alleen weet wat die arme perd gedoen het. Geef hom sy skoen terug, man. Elke keer as jy onder daai ding deurloop, is daar 'n vloek op jou.
As 'n ander ding wat ons Afrikaners, ek weet nie waar ons dit aangeleer nie, maar ons het hierdie goed wat in die tuine hang. Wat noem hulle dit? Gee my 'n naam. Chimes. Want hy seker veertjies aan, en of hy klokkietjies aan, of hy so 'n ding met 'n geluidjie maak. En nou sê ons, dis baie mooi. Weet julle, dis 'n afgod wat jy roep. Weet jy, dis demonies? Weet jy dit? Gaan doen bietjie net studie, ouens. Jy sê vir daai geeste, ek wil jou rustig maak. Dis mense wat baie keer bang is vir iemand wat dood is, oupa of ouma grootjie is dood hier in die huis, en nou wil ons net nie daai een se gees moet hier rondloop nie. Nou hang ek die chime op. Besef jy, jy's gebind deur 'n demoon? Demonies, ouens, totaal demonies. En dan wonder jy hoekom kom niks in jou lewe reg nie. Hoekom is al die verhoudings vrot en skeef? Hoekom kom aan nie vrede nie, hoekom kom aan nie oorwinning nie, hoekom kom aan nie deurbrake nie? Want jy's besig om vir die demoon te sê, en God sê dit in Handelinge 7, ek gee julle dan oor aan die leer van die hemel. Gaan dien hulle dan. As jou God dan te klein is om vir jou deur te kom, roep dan vir jou afgode. Ons kan in oorwinning leef. Nou kom ek by die goeie nuus. Maar wil jy? Dis die probleem. Om in die oorwinning te leef kos jou 'n prys. Kos altyd 'n prys. OK. Ouens, wat binne in jou is wat uit jou uitkom. So met enige mens wat jy 'n gesprek wil hê, hoor net wat oor sy mond kom. En dit is sy atmosfeer, want wat binne in jou is, bepaal wie jy is. So as jy by die kerk staan, ons sing liedjies. Maar my hart is myle weg van God af. Ons sing niks, want die vyand besoedel my gedagtes. Wanneer laas het jy werklik God ontmoet in jou aanbidding? Kan ek vir julle hier vanmôre iets sê, as die pastoor van die gemeente, vrek lank laas. Want wanneer jy God ontmoet in jou aanbidding, lê jy op jou aangesig voor God. Alles het kits geword, alles het man-made geword, alles het geword soos ons wil hê, nie soos God gesê dit moet wees nie. Wanneer laas het jy 'n ware bekeerling gesien wat hier kom lê het op hierdie vloer en hom uitgehuil het voor die Here? Want ons het nie meer berou oor ons sonde nie. Ons het nie meer 'n smagting na die volheid van die Heilige Gees nie. Ons wil nie beheer word en gelei word deur die Gees van die lewende God nie. Ons wil in beheer wees. Vandag Dawid se verhaal, ek gaan nie daar lees nie, 1 Samuel 17 is vir ons een van die beste voorbeelde wat John Ramirez nogal aangehaal het. Ons het donderdag aand in diepte daarna gekyk, is baie interessant. Wat gebeur met Samuel? Ons het 2 jaar het ek hier gepraat oor Samuel. 2 jaar terug het ons vir 2 jaar oor Samuel, oor Dawid gepraat. Sê die reuse kop moet af. Moenie die reuse kop weer laat teruggroei nie. Wat gebeur met Dawid? Dawid kom en hy sê, wie's hierdie Filistyn? Wie's hierdie vyand wat my God se slagorde so uitdaag? Die hele wêreld is vandag besig om teen God te praat, teen Christus te praat. En die kerk is die beste voorbeeld. Ons is stoepstil. Ons bly net stil. Want ons het iets gelees van salig is die vredemaker. Maar ek het ook iets gelees, daar's nie plek vir 'n ander afgod nie. Daar's net een God. Daar's nie nog een nie. Daar's nie nog 100 afgode in my lewe nie. En hier kom Dawid en hy sê, wie's daai onbesnedene? Wie's daai vyand wat dit durf my God se naam op sy lippe neem? Want laat hy opgestaan vir die Here. En hier kom die geheim van koning Dawid. Hy stap en hy gaan in die
territory van die vyand. Maar ons is te bang. Geestelike oorlogvoering is nie vir ons nie. Nee, weet jy wat, dit is vir ander mense. Ons Afrikaners is 'n vredelewende nasie. Jy gaan dieselfde pad beklim in die hemel te kom as die volgende Christen. Glo my. As jy nie oorlogvoering doen nie, het jy 'n groot probleem. Glo my. Stryd word moeiliker, hy word nie makliker nie. En Dawid stap en hy gaan vat autoriteit en wat gebeur onmiddellik? Hy maak daai atmosfeer Godsin. Want die oomblik toe die reus dood is, toe is al hierdie bang Israeliete skielik vol moed. En hulle gryp die swaard en hulle maak dood wat voor die voet is. Wat het gebeur? Dawid het die atmosfeer oorgevat. En hy toegelaat dat God sy atmosfeer oorvat. Ons gaan vanaand praise and worship. Ek weet, ek maak weer die uitnodiging. Ons is gewoonlik so 30, 40 wat in die aand kom. Vanaand wil ons kyk of ons God kan vasgryp, net in praise and worship. Daar is 'n woord voorberei, as dit nie sou slaag nie, dan gaan ons 'n boodskap bring, maar ek wil vanaand vir julle vra, kom vanaand, want die Dawid het in die vyand se gebied ingeloop, hy het die atmosfeer oorgevat, hy het oorwin, en God bring altyd die oorwinning. God bring altyd die oorwinning. God bring altyd die oorwinning. Hoekom glo ons dit nie? Josia kom, hy stap in die veld, hy sê, Here, ek is bang vir hierdie oormag. God sê, moenie vrees nie. Jy gaan my loof en prys. Ek gaan die oorwinning gee. Kan ons dit verstaan? Jou oorwinning lê net in jou praise and worship. Daar's nie 'n ander plek nie. Daar is nie 'n ander plek nie. Want die oomblik wanneer God verheerlik word, sê hy, sal ek neerdal en ek gaan jou vrees vat, ek gaan jou pyn vat, ek gaan jou siekte vat, ek gaan jou angs vat, ek gaan jou depressie vat, ek gaan jou selfdood vat. Ouens, ek praat uit jare wat ons in die Pinkster was. Daar was nooit, daai groot manne het nooit vir mense gebid nie. Beloof julle, hulle het wel vir hulle gebid vir dooping in die Heilige Gees. Maar wanneer ons so in God se teenwoordigheid was, het diere opgespring, daar hou, sê ek is genees, ek is genees, ek is genees. Daar het voete aangegroei, dat genien voete aan mense, dat hande aangegroei, man, daar het oog gekom. Die enigste plek waar God sê, beproef my, is wanneer dit kom by jou tiende. Die ander goed sê God, glo my. As jy nie jou tiende betaal nie, steel jy by God. En as jy nie jou tiende betaal nie, kan jy by God niks vra nie. Maar omdat ek getrou in alles is, kan ek hom vir elke wonder ook vra. En wat is my tiende? My tiende is wat na die huis van die Here toe kom. Wat ek bo op dit saai, is 'n offerande. Julle geweet, dis waar die blessing lê. Dit wat jy ekstra saai, is die blessing van die Here. In Korintiërs 10:21. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van die duiwels nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van die duiwels nie. Met ander woorde, jy kan nie dubbelhartig wees nie. Jy kan nie uit twee monde praat nie. Ek het laasweek vir julle gesê, Leviathan is 'n slang, sy tong is gesplit, hy praat uit twee monde uit. Wanneer hy by God is, sê hy ding, wanneer hy by die mense is, sê hy ander ding. Ons is dieselfde. Wanneer ek by jou is, sê ek iets, maar as ek by die volgende is, sê ek iets anders. Jou woorde beteken niks. Niks. En God het 'n gewillige hekel daaraan. Dis dubbelhartigheid. 1 Tessalonisense 2 sê vers 3. Want ons vermaning was nie uit dwaling of uit onsuiverheid of uit bedrog nie, maar
soos ons deur God waardig geag is dat die evangelie aan ons toevertrou sou word, so spreek ons, nie om mense te behaag nie, maar God wat ons harte beproef. En dan word jy natuurlik elke week kwaad vir die pastoor, want hy weer net vir jou iets gesê. Wees vir God kwaad. Dis God se woord. Hy sê, want ons het, soos julle weet, ouens, hier is belangrik, ons nooit met vleitaal opgehou of met bedekte hebsug nie. God is getuie. Paulus het nooit ooit gesê, man, weet jy, ek hoor wat jy vir my sê, okay, hier is 'n versagtend. Nee, hierdie einste Paulus het vir die rots van die kerk, Petrus, gesê, jy fyns. Jy's vals. As jy saam met die Jode is, maak jy soos hulle. As jy saam met die heidene is, maak jy soos die heidene. Hy sê jy's vals. Nou gaan kyk bietjie wat skryf Petrus. Was hy kwaad vir hom? Nee. Daar in die boeke van Petrus sê hy ons geliefde broeder. Jy kan jou nie ophou met vleitaal nie. Jy kan jou nie ophou met bedekte hebsug nie. Ook sê hy, het ons nie die eer van mense of van ander gesoek nie, al kon ons apostels van Christus met gesag optree. Al die eer kom God altyd toe. Skryf wat daarmee saamgaan, 2 Kronieke 19 vers 9. En hy het hulle bevel gegee en gesê, kerk, so moet julle handel in die vrees van die Here. Dit moet terugkom kerk toe. Want dit is 'n piknik wanneer ons in die kerk is. Sit en kuier en ons chat en ons gaan te kere. Ag, ons sal nou by jou uitkom. Ag, jy kom maar vir ons wag. Jy sê dit dalk nie, maar wie jou houding doen dit. Jou hele houding, want dis jou atmosfeer. Dis die atmosfeer. Jy het nie hierdie atmosfeer van heiligheid. Jy het nie die atmosfeer van 'n goddelike vrees nie. I'll do it my way, sê Frank Sinatra. Handel in die vrees van die Here met getrouheid en wat? 'n volkome hart. Volkome hart. Ons speel met baie genade. My genade deur gaan toe. Psalm 27 vers 1. 'n Psalm van Dawid, die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is my toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my nader kom om my vlees te eet. Kan julle die prentjie sien? Is nie die ou langs in die kerk wat my vlees wil eet nie? Die demone. Paulus sê jou stryd teen die bose geeste in die lig. Maar ons sien hulle nie, so ons worry nie oor hulle nie, maar hulle bly so lekker in jou atmosfeer. Hulle plak. Hulle is regtig so 'n klomp flipping plakkers. En 'n plakker is 'n irritasie. Maar ons land het die plakkers verwelkom, want ons wil stemme hê. Ons regering wil goed lyk in die wêreld se oë. My teenstanders en my vyande, ja myne, nee, gaan terug, dankie. As hulle dit doen, stryk hulle self en val. Maak dit sin? My teenstander en my vyand, wat gebeur nou? Nou kom ek in 'n geestelike oorlogvoering en ek sê vir die vyand, eviction notice, boetie, jy kan nie hier bly nie. Jy gaan nie hier bly nie, jy is nie deel van my lewe nie. Maar ek ag ander mense hoor as God se gees. Dis my atmosfeer. Pas op. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan 'n oorlog teen my op. Nogtans vertrou ek. Dis geestelike oorlogvoering. Waaraan gaan die mense sterf in die laaste dae? Hulle harte, as gevolg van vrees. As hierdie demoniese magte, ouens, as hulle daai 4 engele gaan loslaat by die Eufretas, kom daar 200 miljoen bitter slegte demoniese magte. En as jy nie nou al gereed en paraat kan wees nie,
Glo my, jy gaan nie staande bly nie. Want vrees gaan jou kom aanval. Een ding sê koning Dawid, het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek. Waar? In sy tempel. Daai plek van samekoms. Daai plek van afval. Daai plek van minagting. Daai plek van nie genoeg respek vir hom nie. Maar hy moet vir ons deurkom. Wanneer ons wil hy moet deurkom. Sorry, hy's God. Hy werk anderster. Want hier kom die belofte. Hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Hy sit my weg. Hy maak my toe. Nie vir wat hier buite omgaan nie. As daar oorlog kom, gaan hulle kom. Logika. Maar God maak my toe teen die demoniese goed. Hy maak my heeltemal toe met sy bloed, die bloed van die lam, Openbaring 12. Ons het oorwin deur die bloed en deur die woord. Van ons getuienis, maar jou getuienis moet bepaal wat jou atmosfeer is vanmôre. Is nie 'n wishlist waar ek kan name it, claim it en frame it nie. Dis 'n klomp bog, dis prosperity en dis ook new age. Ek staan op die woord van God en as ek hoor wat God vir my sê en as God vir my 'n belofte het, sal ek daai belofte bly spreek. Ek sal hom roep tot hy kom. Maar ek het 'n taak. Ek moet op die rots bly. Wat het hy vir Petrus gesê? Wie sê julle is ek? Hulle sê Jesus die Christus, seun van die lewende God. En God sê op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Dis hy vir jou daai Christus. En dan sê koning Dawid 'n mooi ding. Nou sal my hoof hoog wees bo my vyande rondom my. En ek wil in sy tent offer saam met trompet geklank. En ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. My hoof sal bo die vyand sin wees. Nie selfverheffing nie, nie hoogmoed nie. Dis, ek sal bo oor my vyande, sal ek uitstyg. En ek sal, met 'n trompet geklank, sal ek sing, psalm sing, alles tot eer van die Here. Ek sluit af hier met 'n tragiese waarheid. Die krag van Pinkster, van Handelinge 2, daardie dag toe God sy gees uitgegiet het. Die rede dat God sy gees uitgegiet het, was om die krag van Pinkster in te bring, sodat ek en jy vry kan wees. Van vrees, van angs, van depressie, van siekte, van selfdood. Dis hoekom die Gees toegekom het. En die kerk het 'n deksel op daai Gees gaan sit. En ons het gesê, ons is almal skuldig. Ek sluit myself in. Ons het gesê, ons sal eerder in die God van Farmakia glo, as in die God van die hemel. En nou is ons so afhanklik van Dis-Chem. As jy daarom nou nie so toe gaan nie, dan is jy dalk die apteek langs aan, maar kan julle verstaan hoekom het Jesus gekom? Kan julle verstaan hoekom het God die Gees gestuur? Sodat ek en jy in oorwinning moet bly. Sodat ek en jy vry kan wees. Dit so ou Pinksterliedjie altyd gesing. Ek is vry. Christus maak my vry. Eens was ek blind, maar nou kan ek sien. Want ek is vry. Kom ons sluit net die oë. Dierbare Vader, dankie vanmôre dat ons rondom U woord waarheid kan vat, waarheid kan glo, waarheid kan ons eie maak, maar ek wil vanmôre pleit in die goddelike naam bo elke naam, die naam van Jesus, dat ons sal terugkeer na die eerste liefde toe. Dat ons sal terugkeer na die atmosfeer wat U vir ons skep deur U Heilige Gees. Dat ons in daardie natuur en daardie atmosfeer sal beweeg. Here, daar's 'n ou liedjie ook wat sê
In hom beweeg ons, leef ons en is ons. En kan ons sing, ons is meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Vader, ons kan so maklik sing, I went to the enemy's camp. Soos koning Dawid. Koning Dawid het teruggevat, sy atmosfeer was reg. Ons gaan in die atmosfeer, die enemy se camp, ongelukkig te veel, dan slaan ons tent op daar. Dan bly ons saam met die vyand. En ek pleit vanmôre dat U soete Heilige Gees die oortuiging sal doen. Ek pleit vanmôre dat U in elke hart sal werk, dat ons vanaand kan terugkom by basics, om die Here te loof en te prys, vir wie God is, vir wat God is, vir wie die Heilige Gees is, en vir wie ons is voor God. Ek pleit Heilige Gees, dat U hierdie woord die naprediking sal doen, en dat U in die harte sal werk. Ek kan nie, niemand kan nie, geen mens kan nie. Die woord leer baie duidelik vir my, dis God wat die werk doen. Maar God kan nie die werk doen, as ons hom nie toelaat nie. Ek bid vanmôre vir genade. Die donkerte kom op hierdie aarde af, met 'n geweldige spoed. Laat ons lig, Here, soos Stefanus van ouds, sal opstaan, vol van die Heilige Gees. En toe hulle om 'n klippe doodgooi, het hy gesê, vergewe hulle. Vergewe hulle, reken hulle dit nie toe nie. Ek pleit dat ons daar sal kom in ons lewens. En ek dank U vir dit, Vader, in die goddelike naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Mag die Heilige Gees in jou gees werk. Dis nou in elkeen van ons eie hande.